Die vrou wat jy gekies het, want dit is ons nou 'n roman, wat jou jong man nou moet vind. Is dit die tipe vrou wat jy vir jou eie seun sou uitgekies het? Absoluut. Jy die vrou met daai karakter so. Absoluut. Van my karakters is eintlik mense wat ek ken, hè. So Anton het my man het al meer as een keer vir my gesê, jy is seker maar Gabriella. Ek dink baie van Gabriella is in my. Ek is iemand wat altyd wil seker maak, ek wil altyd almal se probleme oplos. Ek wil in beheer wees en Gabriella is nogal baie so ek dink daar's ietsie van Gabriella in my. En dan het Anton al vir my gevra, is hy Shimon? Dan sê ek, nee, jy is definitief is so erg. So, nee, daar's ietsie van mense wat ek al ontmoet het in my lewe en ken in elke karakter. Definitief. Ek dink mens kan nie anders as om so te skryf nie. Dit wat jy in die lewe leer, dit wat jy sien by ander mense. En Shimon is 'n narcissist. Hy's 'n selfvernietigende karakter. So ek het beslis dit gedoen. En dan het ek baie lief geraak vir die Leviet, Baruch, wat binne in Sichem is. En hy's 'n baie wyse, ongelooflike wyse man. En daar was iemand in die hele groepie wat my boek gelees het wat gesê het sy sien vir pappa en Baruch. En ek dink dit is waar ek baie van dit ook ingesit het. So ja, dit is definitief karakters wat jy daar's ietsie van almal binne in 'n karakter. En ja, ek begeer so 'n skoondogter, absoluut. En ek het ook gepoog om die liefde tussen 'n man en 'n meisie so te beskryf soos wat dit God laat glimlag. Nie soos ons wêreld dit vandag doen nie. So dit was vir my ook belangrik om so te skryf. Ja, dan moet onskuld wees, jy weet. So ja. Ek moet sê my verhaal het ontwikkel soos wat ek geskryf het. Ek het 'n redelike struktuur gehad, maar my verhaal het definitief ontwikkel. Jou verhaal ontwikkel sover as wat jy skryf. Daar's mense wat anders skryf, daar selfs mense wat agterste voor skryf, hulle skryf die slot eerste. En dan werk hulle terug. Daar's mense wat rond en bond skryf. Soos wanneer jy 'n film vas lê, weet jy, mos uit die karakters het spesifieke klere aan en hulle is in 'n spesifieke omgewing, dan skiet hulle al die tonele daar. Later kom hulle dan as hulle nou kom die regisseur en dan sit hy al die goed bymekaar. So ek weet nie hoe kry mens dit reg. Dat jy op een dag jy dan op dieselfde plek is jy nou die aaklige, hekserige persoon in die verhaal en 'n uur later skiet hulle die toneel waar jy heeltemal iemand anders is en jy totaal verander. Ek weet nie hoe kry jy dit reg nie. So ek weet ook nie hoe kan jy so skryf. Dit werk nie vir my nie. Maar ja, daar's verskillende maniere om te skryf. Maar jy moet soos jou karakters moet jy vooraf besluit en so ek het maar met diagramme gewerk. Jy probeer om daarby te hou. Jy wil nie afwyk van dit af nie. So daar is seker goed wat jy moet doen om dit vas te lê. Anders gaan jy vergeet. Hoe is jou karakter? Jy kan mos nie rondom ons skryf nou. Skryf jy nie elke keer dieselfde. So ja, maar dit is 'n baie interessante ondervinding gewees. Ek geniet dit. Gaan jy weet oor wat hulle sê nie, maar wat hulle dink. Ja. Dit was vir my baie. Ja. Jy moet die vermoë hê om so te skryf dat dit wat die persoon dink kan weergegee word. Sonder om soos 'n gradientjie te skryf en hy het so gedink. Jy weet jy kan nie dit so doen nie. Jy moet dit in die storie invleg. En ek het ook probeer om so 'n bietjie van wat ek opgelees het, wat hulle eet, wat hulle aantrek, die ure van die dag, hulle seisoene, hulle feeste, tipies nou hoe 'n offergawe gebring is. Ek het probeer om dit ook in die storie in te vleg, net om dit interessant te maak. En as daar kinders in die storie wat ook hou van speel en dinge doen en snaakse vrae vra en ek het selfs 'n karakter wat nie voortande het nie, wat so praat. Dit was nogal 'n challenge om dit oor te sit in Engels, want nou moet ons dit nie praat nie in Afrikaans en Engels op dieselfde manier nie. Ons het noodwendige klank oor ons nie. So ja, dit is interessant. So ek het probeer om ietsie van alles. En dis dit natuurlik op wat hulle doen, so skrynwerkers of pottebakkery, leerlooiery, al die tipe van goed. En dan het ek ook gedagtes gebruik wat ons in die Nuwe Testament het, soos die pottebakker en die klei kom eintlik uit die Ou Testament uit, maar daar word weer daarna verwys. So daar's baie goed wat ek uit die Nuwe Testament gebruik het in hierdie boek, sonder om direk dit net aan te haal, maar ek het dit ingevleg om te probeer om evangelie ook in die boek in te bring.
So dit was nog 'n uitdaging om ook te skryf oor genade. Want Jesus het nog nie gekom. En ek het natuurlik net die eerste 5 boeke van die Bybel gehad om te gebruik, die Torah, want dis al wat nog daar bestaan het op daai stadium. Die ander boeke was mos nog nie geskryf nie, want daai mense het nog nie geleef nie. So ja, dit is maar kort. So. En nog iets anders is nie. Dan kan ons nou ontspan en as iemand graag wil die boek blaai en voel lyk hy of ryk of wat is dit? Is daar niks onder vrae nie? Is daar nie nog 'n vraag nie? Ek Baie help. of is dit 'n ander vraag? Dan jy kan vra. Ik heb het goed vergeet dat je wordt voor maar bij Shirim aangepakt. Zo in die opzicht, het ons nou gezegd, als die vluchteling die stad bereikt heeft, die tweede persoon wat zijn bloed wil vergelden aanlandt. Maar wat was die aanname als die bloedvreker eerste daar aangeland heeft, eerste zijn, ja, zijn vooropgestelde weergave gekregen heeft, moest hij die vluchteling veilig die stad laat binnengaan, want nou is hy daar en hy wil nie die vluchteling die stad rijden en hy wil nie die bloed goed geweer. Ek het dit vergeet. Ja, ek het nie regtig iets daaroor opgelees spesifiek waar daar gesê is nie. Maar al wat ek net weet is die vlugteling moet die kans gegee word om sy sake te stel. So wat in hierdie geval gebeur het is Shimon het probeer voor die vlugteling daar aan te kom wat hy ek gaan nou blink verder vertel en ek verklap ek die storie. Maar dit was sy poging om op 'n slim manier te probeer om te verhoed dat hy onskuldig kan verklaar word. Ja. So maar dit was definitief daarop gerig om aan die vlugteling eers te dink en om aan hom die geleentheid te gee. Maar dan gaan moes in elk geval as dit kan bewys word veral deur getuies dat daardie vlugteling wel skuldig is, dan gaan hy uitgelewer word. Daar's nie 'n manier dat hy gaan weg. Ja. Dan gaan hy uitgelewer word. So ek glo daar was sulke gevalle natuurlik wat kon gebeur het. Die vluchtelingenstad was eintlik 'n rehabilitasieplek. Ja. Mens, ons kon so 'n stad gaan, want dit was nie 'n tronk gerehabiliteer. Alle mense is ingerig om maar in 'n tronk draai jy niks by tot jou gemeenskap nie. Maar hierdie is 'n perfekte, want you follow the laws of the land. Exact. So as jy daar ingaan, is dit nie ligte musiekies vir jou nie. Jy moet die laws van daai stad moet jy, en dit is tog alles presies laws daar binne. So dit was nie jy dalk die dood ontsnap. Vir nou. Die is gaan dit jou nou. Is ek dan hang dit natuurlik af hoe lank die hoofpriester geleef het, want as dit jou lucky dice is dat hy nou binne daar maar hy kon nou nie aangestel gewees het en dan het jy jou lewe daar uitgeleef as jy dan nou maar dat het lekker geraak het, is ek seker daarvan, dat het 'n veilige vesting vir jou geraak het en daai rehabilitasieproses waar jy gaan. Eerder as 'n tronk. Ek wil nie die mense moet so gou tronk toe gaan voordat hulle nie die geld terugbetaal het nie. Want hulle die tronk sit voor presies, dis nou goed. Ja. Maar as ek dink aan jou volgende aan die trilogie, dan ek sien nou byvoorbeeld, ek het glad dit nog nie gelees, maar ek sien nou weer daai terugblik hoofstukke. Omdat dit dieselfde karakters wat sit moet gaan. Ja. Om dan net maar, weet, sê maar nou soos Sicily, 1943. En hier daai agtergrond gehad het van daai wat ook dit as iemand byvoorbeeld nie die eerste boek gelees het nie. Maar om daai karaktertjie net die ontwikkeling. Ja. So en dit is wat ek ook gepoog het nou met my tweede boek. Omdat ek nou die volgende generasie gebruik. Vertel ek in my tweede boek wat het gebeur in die eerste boek. Sonder baie tyd daaraan te spandeer. Maar ek bring dit in, so ek begin deur die geskiedenis te gee en ek sê nou dis nou waar die familie nou is, dan begin die storie. So om die boeke aan mekaar te bind. So jy kan die tweede boek sonder die eerste boek lees. Maar ek kan jou waarborg, as jy die tweede boek gelees het, gaan jy sê nee. Gaan terug, ek moet die eerste boek lees. Dit is hier jaar om liewer hulle in die regte volgorde te lees. Dit gaan vir jou as leser meer sin maak. Ja. So Weet, so sterk, was dit grootliks vlugtelinge, of was er mense wat actually 'n bestaan gevoer het, daar gekies het, ek wil in 'n vlugtige stad woon vooraf?
Of was dit meestal vlugtelinge wat in ons stad gebruik is te lewe? Ja, so die leviete het mos nie hulle eie grondgebied gehad. So die 6 vlugtelingstede was hoofsaaklik ook opgerig vir die leviete as woonplek. Want hulle is getroud, hulle is nie soos Rooms-Katholieke monnike wat nie kan trou. Hulle was getroud en hulle het kinders gehad en alles. Die leviete het daar gewoon en dan ook van die stamme. En dan hulle is in stamme ingedeel en daar is 'n spesifieke grondgebied aan stamme toegeken. En as daai stad in daai spesifieke stam se grondgebied was daar ook natuurlik gewone mense, ons noem hulle nog gewone mense wat ook daar gewoon het, ja. Maar ja, daar was vlugtelinge, heel wat. So in my verhaal skryf ek ook van uitgewordenes. Dit was die ander karakters wat ook, of mense wat ook toegelaat was om in 'n vlugtelingstad te woon, as hulle uitgewerk is deur hulle familie. Geen heenkome het nie, dan was hulle ook daar toegelaat. Ek gebruik dit ook in my verhaal. Daar is so 'n bietjie daaroor. Dit is die mooiste prentjie om genade voor te stel. En dit, want genade van Jesus, dit is, as ons dink aan Jesus, is net genade. Ja. Maar dit is God. Ja. Is number 1. En hierdie prentjie is beautiful. Ja. Hoe hy net gesê, luister hierso, die mens wil net avenge. Ja. So is die avenger. Maar hy prentjie is anders. Ja. En dat die inspirasie wat op in het plaasgevind het. Ek wonder baie keer of van daai mense, as ek dit nou nie, hooplik nou lang geleef het, of hulle ooit gekies het om terug te gaan na hulle oorspronklike stad waar hulle mense was, of dat hulle so hulle veilige plek gevind het, hulle self gevind Hulle is het, en nie wou teruggegaan het nie. Ja, en ons leer daarvan later in die Joodse geskiedenis, nadat hulle as bandelinge weggevoer was en hulle kon teruggaan en hulle moes die stad weer gaan herbou, die muur en die tempel, was daar van hulle wat nie wou teruggaan nie. Babylon is 'n lekker plek, nee. En dit kan ook gevaarlik raak, om dan gemaklik te raak in jou omgewing. En te dink Maar dit is 'n slegte omgewing, maar dat jy eintlik wil hê, hulle moet teruggaan om die goeie nuus te gaan vertel en te sê, luister, daar is 'n redemptive plek. Ja, dat jy maar later wil jy daai tyd in uitskop en sê, luister, jy het vlerke. Dit is wat hulle poog om te doen, om mense te rehabiliteer en te kry dat hulle kan teruggaan. En dit is waaroor my boek ook gaan. Jy sal lees oor hoe 'n persoon groei en hoe hy verander. En partykeer verander iemand nie. Partykeer word iemand slegter en hy word nie beter nie. Dit moet ons ook beskryf. Alle stories kan nie net altyd 'n happy ending hê, want dit is nie so. Maar in daai het ons as ouers ook echt baie groot verantwoordelikheid vir ons kinders, want een van die karakters voel glad nie love nie. En daar in die vlugtelingstad word hy erken as 'n mens in sy eie, hy word gerespekteer. Ja. En hy ervaar liefde. En dit verander sy hart heel Presies. En dan net daai mense wat selfvernietigend is, wat ook nie gelukkig is ander mense gelukkig is. Precies. Nie net hulle sy eie selfvernietiging, maar niemand anders om hulle gelukkig is. Dis baie Precies. Dit is presies wat gebeur. Dit is soos wanneer jy gif drink, maar jy wag vir die ander persoon om dood te gaan. Jy drink daai gif van wraak. En dan sit en wag jy nou vir daai een. En in die tussentyd is jy besig om jouself te vernietig. En soos ek sê, dit vernietig die mense om jou. Maar altyd stuur die Here vir jou iemand wat jou aan die hand vat. En daar baie sulke gevalle in die boek ook. Iemand wat hulle oor iemand anders ontferm. Iemand wat wysheid het. Baruch het ongelooflike wysheid. Ek het eintlik so lekker gekry. As hy sekere dinge doen en sê, dit is so goed vir ons om te besef dat ons kan daai persoon wees. Ons kan die Baruch wees vir iemand anders. En wysheid is ook om sê, jy moet tyd saam met mense spandeer. Luister wat iemand vir jou sê. Neem in ag, kyk na sy liggaamstaal, besef en stel ondersoek in. Daar's 'n rede hoekom mense voel soos hulle voel en doen soos hulle doen. En dis nie altyd die grootste en die sterkste mense wat dit doen. Dis baie keer die mees onwaarskynlikste persoon wat dit
Sê ons moet nou 'n datum net vasmaak. Ekskuus, ek moes nou hier self. Ons moet nou 'n datum vasmaak en daai datum moet almal die boek gelees het. Ja. En dan moet ons weer 'n Q&A met jou, want dan het ons mos nou nie geraak karakters en Ja. jouself gesien en die wat Ja, die volgende keer wat jy weer Pretoria toe kom, dan is dit die deadline. Ja.